Goeienaand broers, susters, kinders, baie welkom weer 'n keer. En nog 'n keer net herinnering dat u vanaand, môre ook, maar vanaand na die tyd genooi word om bietjie lekker te eet en te gesels en bietjie wyn saam te drink hier in die saal. Baie hartlik welkom. Dis ons voorlaaste aand met hierdie saamwees hierdie week. En dit het nou gegaan oor die blydskap. By God woon die blydskap, by God woon die vreugde. En daarom is ek dankbaar dat ons vanaand nog 'n keer oor die vreugde kan praat. Ek groet u in die naam van die God van vreugde. Mag sy liefde oor ons almal die wag hou. Kom ons sing 'n lied, word stil en weet, ek is die Heer. Ons bly net so sit, dan sing ons dit. Ons is die hele week aan die gang om te praat oor die brief aan die Filippense. Trouwens, die opskrif van die reeks is 'n verrassende vreugdebrief. En ek het al van die begin af gesê dat op hierdie 4 bladsytjies word daar 16 keer mense aangemoedig om bly te wees of daar word oor die blydskap gesing. Vanaand gaan ons sien dat daar ook 'n ander kant van die saak is, dat Paulus nie net vreugde kan besing omdat dit so goed gaan nie. Hy kan oor vreugde praat ook as dit minder goed gaan. En ons lees oor die minder goed ook vanaand. Ons begin lees by hoofstuk 2 vanaf vers 17. Maar al word ek ook as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal. Net so moet julle ook oor my bly wees saam met my bly. Nou in die volgende paar verse noem hy oor en oor omstandighede. Hy sê waar ek my nou bevind, die situasie ensovoorts. Hy sê ek hoop in die Here Jesus om Timoteus na julle te stuur sodat ek ook bemoedig kan word wanneer ek julle omstandighede leer ken het. Want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede bekommer nie. Almal soek net hulle eie belang. Ek hoop om Timoteus na julle te stuur so gou as wat ek weet wat my omstandighede, julle hoor hy praat aan mekaar van omstandighede gaan wees. Ek vertrou op die Here dat ek ook self gou sal kom. Ek dink is nodig om Epaphroditus, my broer en medestryder, Epaphroditus het 'n brief, 'n geskenk na hom toe gebring aan en julle gesant, my helper in nood, my helper in my nood na julle te stuur.
Hy het gedurig na julle almal verlang en was baie ontsteld, omdat julle gehoor het hoe siek hy was, en hy was werklik tot die dood toe siek. Maar God het hom ontferm, nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie die een verdriet na die ander sou ervaar nie. Niks het ek, nie dat ek het al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna met my eie te maak, omdat Christus my eie gemaak het. Dan hoofstuk 4, daarom julle vir wie ek lief is, na wie ek verlang, my vreugde, my kroon, geliefde, staan vas in die Here. En nou kom hy weer by die blydskap. Verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle behoeftes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat groter is as wat ons kan verstaan, sal in Christus Jesus oor julle gedagtes die wag hou. Ek is ten volle vergoed, omdat hulle vir hom gestuur het, en het meer as genoeg, ek is ten volle versorg, nou dat ek van Epaphroditus ontvang het wat julle gekom het, 'n geurende offer, 'n aanneemlike offergawe wat God behaag. Die genade van die Here Jesus Christus bly met julle gees. Dankie. Ek het gisterand vergeet om hierdie aan te sit, ek het vanaand vergeet om 'n belangrike lied te sing. Ons gaan net terug na Psalm 38 vers 8. Kom ons staan sommer, is net hierdie een lied, maar dit is 'n ou aangrypende lied, en dis nog steeds die woorde van Tertius, waarvoor ons almal aanhou waardering behoort te hê. Kom ons staan. Kan ons nog een lied sing terwyl ons so bly sit? Ons sal aan die einde 'n lied sing wat oor vreugde en droefheid praat, maar hier is een lied, lied 525, wat oor die blydskap, hoe blymoedig God ons maak. En terwyl ons nou hierdie week hierdie vreugde bedink, kom ons sing hierdie lied.
Dankie. Vreugdebrief. As ek so 'n brief kry, sal dit my hart bly maak. Maar ek het so 'n brief gekry en ons almal het hierdie brief gekry. So ons almal se harte kan maar bly wees. In hierdie brief word ons uitgenooi tot vreugde. Ons word genooi om 'n heildronk te drink op die lewe. Ons vier die lewe wat ons van God ontvang het. Nie noodwendig 'n lang lewe of 'n sogenaamde roemryke lewe of 'n lewe sonder leed nie. Die blote feit dat ons hier is en bestaan, hoe kort of hoe lank, ook met ons seer en ons krag, is reeds 'n vreemde bron van vreugde. 'n Japaneese digteres het Psalm 23 gebruik om iets hiervan te sê. Sy het gesê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Here waak oor die tempo van my lewe. Hy het vir my tyd. Daarom ontbreek dit my nie aan die tyd om die lewe te vier nie. Al tref teëspoed en teleurstellings my, weet ek nog, ek bestaan. Ek lewe. Dis 'n wonder. In hierdie elementêre lewenswonder sal ek my eindeloos verlustig. Dit begin by die Here is my herder en dit eindig by die lewenswonder. En Paulus sê verbly julle in die lewe. God gee die lewe en by God woon die vreugde. Het is vreemd dat hier in hierdie selfde brief soveel sprake is van moeite en trane en stryd en lyding. Ek het nie daai verse eers begin om vir u te lees nie. Maar ons gaan vanaand ons ook nie toespits net op een teks nie. Ek wil eintlik vir u die vervlegting wys dat reg deur hierdie vreugdebrief word daar oor lyding gepraat. Want vreugde en lyding is deel van ons lewe. Ek het aan die begin van die reeks in Sondag het ek die twee prentjies gewys van twee boeke, the Book of Sadness en die Book of Joy. En al twee daai boeke is boeke ook oor my lewe en oor jou lewe, oor u lewe. Soms kry ons die idee, of het mense die idee, dat God se kinders moet eintlik nie swaar kry nie. God se kinders moet eintlik nie vra hê oor pyn nie. Maar dis nie 'n Bybelse gedagte nie. As jy maar na die Bybel self toe gaan en kyk na die boek, sê net maar die boek van Job, al die honderde en honderde vrae oor die lewe, oor krag en swakheid, oor lyding wat jy nie kan verstaan nie. Dink aan Rabbi Kushner se boek wat sê, when bad things happen to good people, hoekom gebeur dit met my of met hom of met haar? Ek onthou, toe ek 'n kind was, het my ma het altyd legkaarte gebou. 'n Groot legkaart, 'n moeilike legkaart, en so nou en dan as die legkaart naby voltooiing is, dan is daar 'n stukkie wat nie pas nie. En dan raak sy ontsteld omdat die stukkie nie pas nie, en dan roep sy ons en sê, het een van julle met 'n ander legkaart hierso deur mekaar gemaak, want hierdie stukkie is nou nie deel van die legkaart nie. Altyd het daai legkaart stukkie 'n plekkie gekry. In my lewe en in jou lewe is daar stukkies legkaart wat lyk, maar hy pas mos nou nie. Ek het nou nie hierop gereken nie. Ek het hierdie nie verwag nie. Dit of dat moes nie gebeur het nie. Daar's nou net skielik nie meer lig nie, daar's ook donker. Nou in die skilderkuns is dit 'n belangrike tema, die lig en die donker. Ek het gedink om net vir u te sê, daar selfs 'n term daarvoor, 'n naam, chiaroscuro. En chiaroscuro is gemaak van twee Italiaanse woorde, chiaro en oscuro. En chiaro beteken doodgewoon lig, maar ook skadu. En oscuro beteken donker,
die teenkant van helder, lig en helderte, donkerte en skadu. En met as kunstenaars dit gebruik, hierdie chiaroscuro tegniek, dan skep dit die illusie dat daar diepte is, dat hierdie skildery nie net plat is nie, dis driedimensioneel. En is ook nie net donker en lig nie. Daar is 'n tonale verskuiwing deur die skadu's heen. En so is dit met ons lewens. Ons lewe is nie eendimensioneel nie. En ook in ons lewe is dit nie net lig en nie net donker nie. Daar is altyd 'n spel tussen lig en donker. En daar is al die tussentone, die tonale oorgange van die een na die ander. Nou die skilder wat eintlik hierdie tegniek die beste na vore gebring het, en vandag nog weet al die kunstenaars dat hy is die een, was Caravaggio. En toe ek nou soek vir een van sy skilderye, toe is omtrent die eerste een wat ek kry, die ene van 'n perd, en onder op die perd daar op die grond lê daar 'n man, en dit is toe nou niemand minder nie as Paulus op die Damaskuspad. En u kan sien hoe die lig op hom skyn, op hom val, hoe dat die perd se sykant helder verlig word, maar hoe dat daar donker agtertone is en tussentone, en jy kry ewe skielik hierdie diepte gevoel, dat jy nie net na 'n plat prentjie kyk nie, maar dat jy 'n gebeurtenis kyk. So nou het ons dit op hierdie Damaskuspad, het Caravaggio dit met hierdie kleur en hierdie donkerte geskilder. En as jy vir Paulus sou gevra het Caravaggio 'n goeie skildery gemaak, sou hy gesê het, ja, dit was daai dag baie lig en ek het uit die donker gekom. So dit is hoe dit werk. In hierdie boek word vreugde en lyding vervleg. Paulus praat van sy eie vreugde. Hy sê ek verbly my. Maar dan praat hy ook oor die gemeente se vreugde en hy sê verbly julle asseblief. En as hy vir hulle sê julle moet julle verbly, dan sê hy, ek gaan dit nog 'n keer sê, sommer in dieselfde sin. Wees vreugdevol, verbly julle. Ek het al in die eerste op Sondag gesê, dis nie goedkoop woorde nie. As iemand in die nood is, as jy 'n geweldige teëspoed het, as jy 'n verlies het wat onvoorstelbaar is, as jy iemand groet wat nie kan terugkom nie, as jy teleurgesteld is in wat ook al, dan kan iemand nie sommer net vir jou kom sê, man, wees bly. Dit werk nie so nie. Hierdie is nie 'n slagspreuk vreugde, dat jy maar net 'n sinnetjie moet sê of 'n teksie uit die Bybel moet vat. Ek voel partykeer dat iemand my nie met die teks troos nie, maar my amper met die teks oor my kop slaan, as dit op nie die regte oomblik gebeur nie. Hierdie vreugde is ook nie deel van die voorspoed evangelie nie. Die health and wealth gospel. Hoe meer jy gee, hoe meer gaan jy kry. En Christene moet altyd welvarend wees en gesond. En hulle moet met 'n breë glimlag rondloop. Paulus het nie so gepraat nie. Paulus het geweet die lewe is nie maklik nie. Hy het geweet almal ken teleurstellings en verlange. Almal ken verlies en lyding, stukkende verhoudings, rou. So jare wat terug stuur ek fotootjies van ons gesin met my kinders nog kleinerig na vriende van ons wat in die Kaap woon. Hulle het ook hier in Pretoria destyds gewoon vir 'n paar maande. Maar ek stuur vir haar die foto van ons en ons kinders en kleinkinders. En sy stuur vir my hierdie boodskapie terug. Dani, waar is die dae toe alles nog heel was? En toe ek dink aan my lewe en aan hulle lewe en aan omtrent almal wat ek ken se lewe, kan jy maar die vraag vra. Waar is die dae toe alles heel was?
Kan 'n mens blydskap behou, ook as dinge nie meer heel is nie? Gebeur dit nie dat mense blydskap gedemp word en gesteel word nie? En Paulus weet, daar is dinge wat ons van ons blydskap kan beroof. En hy noem 'n paar. Die eerste is, hy praat van sy eie toerusting, en hy praat oor en oor van omstandighede, die situasie waarin ek myself bevind, daar waar ek nou is, die gebeure rondom my. Hy noem sy gevangenskap, nie net een keer terloops nie, hy praat 4 keer oor sy gevangenskap, ook in hierdie kort briefie. Hy skryf dit uit die tronksel, die omstandighede is haglik, hy is in kettings geslaan. As hy skrywe, dan rinkel die kettings, en dan is hy eensaam, en hy is bitterlik bekommerd oor ander. Hy sê, ek is so bly dat die man wat julle gestuur het om my te help, gesond geword het. God het my gehelp, deur hom te help, sodat ek nie verdriet op verdriet moet ondervind nie. Paulus praat van die verdriet. Hy praat van armoede, van honger, gebrek ly. Al hierdie dinge noem hy. En hy sê, nie, julle moet nou bly wees wanneer al julle omstandighede lekker is. As ek uit die tronk uitkom, gaan ek 'n partytjie hou, en dan gaan ons almal saam bly wees. Hier in die tronk skryf hy, ek verbly my vandag. En ek skryf vir julle 'n brief om te sê, julle moet bly wees. Met ander woorde, die swaar kan nie die laaste woord sê nie. Maar hy kyk nie net na die omstandighede van nou nie, ook van die verlede. Hy sê oor en oor in verskillende briewe van hom, dat as jy na jou verlede kyk, en jy hak vas aan die verlede, kan jy ook 'n demper sit op die vreugde. As jy terugkyk na jou verlede, dan is daar baie keer dinge wat jou hart in mekaar laat krimp. Mense geheue kan baie mooi dinge onthou, dis iets wonderlik, maar ook seer dinge. Ons dra ons verleenthede saam met ons. Ons dommighede spook by ons. Ek dink nou nog aan jare terug, wat ek wens, ek het net daai dag stil gebly. Of ek wens, ek het net daai dag gepraat, op daai moment, maar toe die moment verby is, toe lei dit na 'n klomp negatiewe dinge. Nou so praat Paulus ook oor die verlede. Hy sê, ek voel lekker, en ek kan lekker voel, want ek het baie om oor te spog, my afkoms, geleerdheid, ywer, toewyding, maar daar's meer pynlike goed ook in my verlede. Hy sê, die grootste pyn is, ek het die gemeente van God vervolg. Kort na Pinkster was daar 'n klein gemeente, en Stefanus is een van die eerste mense wat 'n werker is in die gemeente, en hy's vol geloof en gevul met die Heilige Gees, en hy spreek die Joodse raad toe, en toe hulle klaar geluister het, toe sê hulle weg met die man, en toe gebeur daar 'n verskriklike ding. Hulle vat hom na buite die stad, en hulle stenig hom, en hy word doodgegooi met klippe. Maar iets meer verskriklik, daar staan 'n jong man by, in die vleur van sy lewe, netjies aangetrek, maar hy pas die klipgooiers se klere op. Hulle baadjies en hulle oorjurke is veilig by hom. En hy keur goed wat hulle doen. Sy naam is Saulus van Tarsus. Ons ken hom as Paulus. Op daai selfde dag begin die verskriklike vervolging. Hy probeer die gemeente vernietig. Van huis tot huis word mense, manne en vroue gearresteer. Hy skryf in 'n ander briefte, hy sê, ek het probeer om God se kerk te vervolg en te vernietig. Hy sê op 'n ander plek, ek is nie werd om genoem te word dat ek 'n apostel is nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Nou hy kon vir die res van sy lewe verlam gewees het deur hierdie geheue. Maar tog sê hy, ek het dit gedoen, maar deur die genade van God is ek wat ek is, nie wat ek was nie. Die greep van die verlede kan gebreek word. Jy mag nie lewe met die greep van die verlede, die angs of die seer of die fout of wat ook al, wat jou aan jou keel vashou nie.
Die Kaapse filosoof Martinus Versveld, hy skryf dat die Christendom juis help ons om terug te kyk, sonder dat daai terugkyk ons verlede en ons vreugde by ons wegneem, steel. Hy skryf, hy sê anders as in die legende van Lot se vrou, wat teruggekyk het, julle ken mos die verhaal, en toe in 'n soutpilaar verander het, versteen het. Hy sê anders as in daardie storie, hoef ons nie elke keer as ons terugkyk, te versteen nie. 'n Mens moet leer, jy mag terugkyk, sonder om te versteen, sonder dat dieselfde angs weer jou vreugde wegvat. Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na die dinge wat voor is. Luister, Jesus loop nie met jou verlede agter jou aan nie. Hy loop met jou toekoms voor jou uit. En daarom kan 'n mens sê, ons is vry om vreugde te hê, ons kan nie dat die verlede dit kelder nie. Maar nog 'n ding wat Paulus sê, wat 'n demper kan sit op jou vreugde, is doodgewoon mense kan mekaar se vreugde steel. Paulus praat hier van vervolging. Hy praat van teleurstelling. Hy sê, terwyl ek hier in die tronk is daar mense wat hulle self Christene noem, wat probeer om my gevangenskap nog swaarder, nog moeiliker te maak. So mense kan vreugdestelers wees. Anne Frank het in Wêreldoorlog 2 het sy in Amsterdam gewoon. Sy was 'n meisietjie van 13 en die Jode is vervolg en selfs kinders is kamp toe gestuur onmiddellik. En sy het weggekruip saam met haar ouers in Amsterdam in 'n versteekte kamer vir 2 jaar en 2 maande het sy in daardie kamer gebly, vanaf sy 13 is tot sy 15 is, in 'n kamertjie baie klein, soos hierdie badkamertjie hier agter. Maar sy het 'n dagboek gehou, het agter huis van Anne Frank. En daarna is sy gearresteer. Iemand het hulle verraai. En sy is in Augustus 44 na konsentrasiekampe, eers Auschwitz, toe Bergen-Belsen, en daar sterwe sy. In 'n dagboek het sy gesê, die lewe is baie wonderlik. En die lewe kan wonderlik wees, as dit net nie vir mense was. Die hardheid, die onmenslikheid, die liefdeloosheid, die verwoesting wat mense kan bring, die onreg wat elke dag op 'n groot skaal en op klein skaal plaasvind. Anne Frank sê, as dit net nie vir mense was nie, dan kon dit altyd lekker gewees het. En dis nie net op die groot skaal nie, ook op die klein is al hierdie onreg en onnodige liefdeloosheid. Die profete van die Ou Testament, as jy nou vra, wat was hulle grootste boodskap? Gaan lees maar. Hulle grootste boodskap is teen onreg. Amper in elke hoofstuk van elke profeet kry jy die geveg teen onreg wat mense aan mekaar doen. En al hierdie goed word deel van feitelik alles. Hy sê ons verliese, en dis nie net mense wat ons verloor nie, dis verskriklik. Maar ons kan ook geld verloor en dinge verloor en gesondheid verloor en ons kan ons posisie verloor. Want dis deel van die lewe dat jy verliese ly. Mens lewe nie sonder verliese nie. En daarom kom hy om sy eie pad van swaar kry saam te vat in een sinnetjie. En dis 'n geweldige beeld wat hy gebruik. Hy sê, ek word reeds soos 'n drankoffer uitgegiet. Hy weet hy het nie meer lank om te leef nie. Hy het nog 'n bietjie hoop, hy wil dan nog by hulle gaan kuier, wat toe nie gebeur nie.
Hy sê, maar ek weet op hierdie oomblik word ek reeds soos 'n drankoffer uitgegiet. In die Ou Testament was die drankoffer gewoonlik wyn, wat volkome uitgegiet word tot op die laaste druppel. Ek het een keer by iemand gestaan wat ek begelei het, en na 'n lang tyd van lyding, toe sê die persoon vir my, ek voel soos 'n bottel water, of 'n bottel wyn, wat op die grond uitgegiet word. En toe sê ek vir hom, het jy geweet jy haal nou vir Paulus aan? Hy sê, regtig? Wat sê Paulus? Ek sê, Paulus sê, ek word soos 'n drankoffer, uitgegooi, uitgegiet. Dit is hoe dit kan gebeur met ons. En dan kan jy tog te midde van hierdie stikkendheid, selfs al staar die dood jou in jou oë, aangaan. Ek dink aan iemand wat ek goed leer ken, dit Elswie, nee, ek sien nou nie Elswie nie. Ja, daar is sy. Elswie Steenberg. Miskien sal die ouer persone onder ons haar onthou, sy was 'n sprankelende mens, maar 'n pryswenner, kinderboekskrywer, en 'n geliefde dosent in Afrikaans by Potchefstroom, maar toe kry sy veelvuldige sklerose, en dit was 'n lang, swaar pad, maar uiteindelik het sy gesterwe. En na haar dood is haar briewe, wat sy in daai tyd geskryf het. Op 'n stadium kon sy nog net haar vingers beweeg, en met haar tikmasjien werk. Die briewe is gebundel, en die titel van die bundel is, Waar rats die ribbok gaan. En hierdie foto is geneem by Clarence. Die berg daar agter is die Clarenceberg, waarvoor sy baie lief was. En dit was haar geliefkoeste plek. Kort voor haar dood toe sy lankal nie meer kon loop nie, het haar studente 'n soort draagstoel gebou en haar daarop gedra tot by daardie plek waar sy graag wou wees. Maar daarom staan die titel daarbo, Waar rats die ribbok gaan. Waar kom die titel vandaan? Dit kom uit Habakuk. Dis die laaste woorde van Habakuk. Habakuk se groot lied wat sê, al sal alles verkeerd gaan, al die oeste misluk, al die diere wegwees, alles is verkeerd, nogtans sal ek jubel, die Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Hy laat my op sy hoogtes loop. En dit is wat in haar lewe inderdaad so kon gebeur. Hoe kry 'n mens dit reg? Paulus spring 'n bietjie na hoofstuk 4 toe, en hy sê vir hulle, verbly oor alles, en moenie oor alles so bekommer nie, en moenie oor die verlede en oor dit en dat die hele tyd bekommerd wees nie. Vat alles na God toe. Hy sê, met gebed en smeking en danksegging moet julle na God toe gaan. Nou moet ek sê, ek hou van wat Paulus sê, maar as ek in my diepste nood is, en hy sê vir my, Dani, gaan net met gebed, smeking en danksegging na God toe, dan weet ek nie of my dit dalk te maklik klink, en of dit te maklik gaan gebeur nie. En dan sal ek vir hom sê, Paulus, onthou jy het ook 'n ander iets geskryf oor gebed. Jy het die Romeine geskryf, en die Romeine is 'n belangrike boek. Hy het gesê in die Romeinebrief, soms weet ons nie wat ons moet bid en hoe ons moet bid nie. Soms kom ons by 'n plek waar ek sê, ek wil ook nie bid nie. En dan staan daar, maar God se Gees tree dan vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. As ek nie meer raad het nie, ek het nie meer woorde om 'n gebed mee te maak nie. Ek lê op die vloer en huil. Dan vat die Heilige Gees daardie trane en maak daarvan 'n gebed.
Uit die nood en die verlies maak hy 'n gebed. Daarom het die predikant ook 'n jager een keer oor daai vers gepreek en gesê, salig is die wat nie kan bid nie. Hulle sal verhoor word. As jy maar net oop en bloot voor God staan. Ek wil tog vir ons net teruggaan na een prentjie nog. Ernesto Cardenal was 'n monnik in Nicaragua en later priester, maar hy was met hierdie foto was hy in 'n konsentrasiekamp onder die diktatuur van Somoza en hy is baie verniel saam met al die ander monnike en priesters in die kamp. En toe het hy gesê, ek kan nie meer bid nie. Ek weet nie wat om te vra nie. Maar ek kan nog psalms bid. En toe het hy die psalms gevat. En ek sê baie keer vir iemand, as jy meer kan bid nie, gaan kyk maar in die psalm, is daar een of ander psalm wat jou storie in het. En toe bid hy die psalms, maar hy skryf 'n boekie. Want hy bid nie die psalm nie, hy pas hom aan om op sy situasie te pas. Byvoorbeeld 130, uit die dieptes roep ek na u, o Heer, u ken dit. Hoor na my stem. Hy sê, snags roep ek in my sel, in die uur van duisternis. Hoor my stem, my SOS. Psalm 22. My God, waarom het u my verlaat? En dan vat hy die woorde van Psalm 22 en hy pas dit net mooi aan. 'n Karikatuur is ek. Ek is nie meer 'n mens nie. Hulle verdeel my skoene en my klere. Almal is bang en vermy my. Psalm 131, net so, jy kan dit gaan lees in die Bybel, maar hy vervorm dit 'n bietjie. My hart is nie hoogmoedig nie, Heer. Ek hoef nie 'n miljonair te wees en geen landgoed te hê nie. Ek het nie 'n chequeboek en lewensversekering nie. Tog is ek veilig soos 'n kind wat slaap in die arms van sy moeder. Israel, vertrou op die Here. Vriende, te midde van lyding kan daar nog steeds ook die vreugde wees. Maar vreugde kom nie omdat ek my eie seer ontken nie. Vreugde kom ook nie as ek my kop wegdraai vir die mense om my se verdriet nie. Ek wil afsluit met saligspreking wat Dominee Nico Terlinden geskryf het. Ek het nou die dag gepraat van Dr. Terlinden wat gesê het, glo jy nog alles? Toe sê hy, ek glo alles, maar alles anders. Nou hierdie seun van hom het die saligspreking geneem maar oor vreugde en droefheid. Het hy die volgende geskryf. Salig is die wat nie krampagtig hulle droefheid ontvlug nie. Salig die wat weet dat ons in 'n onvolmaakte wêreld woon. En dat verdriet en leed by die lewe hoort. Salig is die wat hulle nie vir hulle verdriet skaam nie. En hulle nie van die verdriet van ander afsluit nie. Geseënd en geliefd is die wat ly aan die onreg in die wêreld en tog doen wat hulle hand vind om te doen. Salig is die wat treur, want net hulle kan vertroos word. God sal self die trane van hulle oë afvee. So kan hulle nou al getroos lewe en ander troos. Amen. Dankie, o wonderlike Heer, dat ons nie net met ons glimlag en ons loflied na U kan kom nie, maar ook met ons nood. Dat U die God is van die armes. Dat U die God is van mense wat onreg ly en gely het.
dat U hulle wat stikkend gaan, begryp en helend na hulle toe kom. Dankie dat ons U ook ken as die God by wie die vreugde woon. En ons bid maar soos elke aand, dat iets van wat hierdie brief wat ons ontvang het, dat ons hierdie brief sal lees totdat die woorde ook voor ons oë begin dans en ons ook die vreugde van die lewe omhels. Amen. Kom ons sluit af met die lied wat oor Habakuk gaan. Kom staan maar op. Die vreugde en die vrede van God, wat groter is as wat ons kan begryp, sal oor julle almal se harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Mag u dit belewe dat God u met daardie vreugde en daardie vrede seën.